Hallo, ek is Janine Neetling. Ek is die komponis van die oorspronklike musiek gebruik in die TV-reeks Bloedbroers. Die proses om die musiek te skryf van Bloedbroers het begin met gesprekke. Geleidelik soos ek gelees het ek met idees begin speel. Ek het heeltemal te veel bladsye geskryf van wat ek gedink het die klanke kan wees of waarin tonele ek gedink het musiek kan wees of hoe ek gedink het tonele aan mekaar gegom kan word met musiek of wat al die eienskappe per episode is, want elke episode is ook nie dieselfde nie. Soos die storie ontwikkel, soos die karakters ontwikkel, moet die musiek ook ontwikkel. En toe ek daar al daai alle lange dokumente geneem en dit in een dokument verstil. En daarin het ek toe gesien, okay, dis wat ek dink die oorkoepelende temas is. Joshua het 'n klomp idees van sy eie gehad. En ek het glad nie op daai stadium geweet watter pad ek op die einde gaan stap met hierdie reeks nie. En ek is so bevoorreg want ek het deur 'n proses gegaan waar ek met hierdie klanke kon speel en ek het die enigste akoestiese klanke wat ek op die einde opgeneem het was trompet en flugelhorn en 'n strykwartet en die res het ek net gewerk met samples. In terme van die klanke wat ons gebruik het hulle almal 'n emosionele waarde. So as ek dink aan byvoorbeeld Willem, was daar 'n rasperheid vir my. Daar was iets wat onvergenoegd is. Daar's 'n onderliggende aggressie. Daar's baie testosteroon. So die klanke wat ek vir hom gekies het is daar 'n geweldige ek wil amper gebruik die woord skeur. Daar's 'n skeurkwaliteit. PG se klanke het baie meer, ek het daar vir hom goed soos dulcimers gebruik. En wat 'n baie meer 'n ligter kwaliteit het, die kwaliteit van 'n tydloosheid. Daar's iets tydloos omtrent die feit dat hy met woorde woeker. Dat hy alles verwoord namens almal. So dis waar sy klanke inkom. Dan as ek dink aan Gerard, het sy klank vir my het 'n manlikheid in, maar daar's tog iets effe sag omtrent Gerard vir my. So dis hoekom ek sy klank ook gekies het. Benny, die dominee daar's 'n soetheid in hom wat draai. En dit het ek ook met die klanke van ek het 'n vloedorgan gebruik vir hom hoofsaaklik. Dis 'n orgel wat 'n sagtheid in hom ook het. Ek onthou die aand toe ek die musiek geskryf het vir die einde van die eerste episode vir die toneel wat lei tot die punt waar jy vir die geskiet word. En toe ek die musiek begin skryf, het daai stukkie het dit vir my outomaties begin vloei. En dit het iets geword wat ek nie verwag het dit gaan word nie. En toe ek daarna kyk met die beelde, het ek geskrik, want ek het gehuil. Ek het nogal hard en aanhoudend gehuil, want dit is so ontsettend mooi. En ek wens ek kan alles vertel in terme van die proses, maar dis meer as wat ek kan verwoord. En dit was 'n voorreg. En dit is altyd gesê, dit is 'n baie, baie groot voorreg om van 'n afstand af, so ver weg, betrokke te wees by so 'n span. Dit wat die mense gaan sien, dit wat hulle gaan voel, dit wat hulle gaan leer oor ons gedeelde verledes in hierdie land. Ek kyk anders na Afrikaanse dramareekse en ek kyk anders na myself. Ek kyk selfs anders na my man. Ek dink Bloedbroers is 'n fenomeen. Yes, jong, ek is 'n baie lucky girl, sal ek kan sê.